vandag met jou gesels en dis my groot voorreg om te kan sê, ons wil almal soos die geloofshelde in die Bybel wees. Nou die geloofshelde in die Bybel, daar's 'n klomp van hulle en ek wil 'n paar net vinnig uitlig. Ons praat byvoorbeeld van Abraham, wat die Here het vir hom gesê trek, en hy het, sonder om te weet waarheen hy trek, het hy gesê, alright Here, hier gaan ons. En later lees ons dat hy amper vir Isak geoffer het, en Moses wat die Here gesê het, vat die stok en gooi die staf in jou hand neer, en het 'n slang geword, en later het hy dit reg gekry om die hele die Israeliete uit Egipte uit te kry, deur die Rooi See, en dis hierdie geloofstappe, en dis hierdie goed wat gebeur het, Joshua wat dit reg gekry het, en ek dink hierdie is 'n massive wonderwerk, wat dit reg gekry het, om 'n hele volk in stilte, om 'n stap te laat loop. Net mooi, in stilte. Okay. Net daai stilte gedeelte is klaar 'n massive wonderwerk. Maar hy het dit reg gekry dat 'n hele volk om 'n stad loop, om Jerigo loop, en Jerigo se mure het ingeval. Daniel wat aangehou bid het, selfs al was hy gedreig dat hy vir leeu's gevoer gaan word. En hy het net aangehou bid. Esther wat gevas en bid het en guns gekry het by die koning en so haar nasie gered het. Josef wat die droom wat God vir hom gegee het, dat hy hom geshare het en vertel het, en so het sy journey begin. Ons almal wil so wees, ons almal wil soos hierdie geloofsouens in die Bybel wees, maar ek dink niemand van ons wil regtig deur die proses gaan wat daai ouens deurgegaan het om daarby uit te kom nie. Niemand van ons wil deur die dinge gaan wat daai ouens deurgegaan het nie. Ons almal soek die quick and easy. Ons soek die vinnige groei. Ons soek daai drive-through, streetwise groei en pop. Dis wat ons, dit was 'n grappie, julle kan maar lag. Dit was 'n oulike grappie. Julle het hom nie gehoor nie. Nie streetwise toe nie, streetwise groei en pop. Okay, daar vang dit tannie om nou. Anyway. Dis daai, ons soek daai instant goeders. Ons wil 2 dae iets doen en dan fiks wees. Ons soek daai oornag sukses. Ons soek die quick fix. Maar dit is soos 'n takkie wat nie 'n boom word oornag nie. Dit vat tyd. En ek wil so 'n bietjie vandag met jou deel die challenge wat ek op die oomblik deurgaan, en ek glo dit is, en ek vermoed dat dit is 'n challenge wat jy ook op die oomblik deurgaan, en jy beleef dit dalk ook, en dis die challenge wat hand aan hand gaan met groei. Dis die deel van groei wat niemand meer vir jou sê hoe oulik jy is nie. Wat niemand meer net kom en vir jou sê, jy was so braaf om die regte ding te doen vandag, wel dan nie. Hulle assume jy doen die regte ding. Dis die tyd wat niemand meer vir jou sê, jy het so maar geword nie, maar meanwhile suffer jy elke dag om net die gewig af te hou. Amen. Julle kan relate, nee? Jy weet, dis die tye waar jy voel jou gehoorsaamheid maak nie so 'n groot verskil die heeltyd nie. Dis die pyne wat saamgaan met groei wat niemand oor wil praat nie. Dis die sacrifices wat jy maak en jy voel niemand sien dit raak nie. Dis daai daaglikse grind om net aan te hou. Dis die onsekerheid en die fight om net nie op te hou groei nie. Om net deur te druk. En dis 'n punt wat ons bereik waar dit voel asof motivering nie meer werk nie. Toe Josef die droom wat God vir hom gegee het, vir sy broers vertel, toe begin alles verkeerd loop. En dit was 'n droom wat God vir hom gegee het, soos dis van die Here af, en hy het dit vir sy broers vertel, en vir sy pa vertel, en dinge net begin verkeerd loop, en imagine net vir 'n oomblik, as gevolg van die feit dat Josef nou gebless is, met drome en hierdie goed, dat hy net so die journey geskiep het, en net so as tweede in bevel van Egipte gesit is. Dis die instant vibe. Imagine net wat sou gebeur het. Josef sou dit nie kon maak nie, sy karakter sou nie dit kon volhou nie. Hy sou dit alles net oor homself gemaak het. Sy karakter sou gesê het, wat kan hy nog meer uit hierdie uitkry? Maar dis deur die put, dis deur 'n slaaf wees in Potifar se huis, dis deur die tronk toe gaan, oor hy onskuldig was, en al hierdie tyd het hy sy God onthou. Hy het al hierdie tyd onthou wie sy God is, en dat sy God getrou bly, en hy het sy gesindheid mooi gehou, en nog steeds die beste gedoen wat hy moontlik kon doen, ten spyte van sy omstandighede, en ten spyte van motivational levels. Dis waar die ware karakter gegroei het.
En ek is seker die groeiproses vir Josef was glad nie lekker nie. Ek dink nie dit was great nie, maar die resultaat van daai groei is wat ons almal soek. Josef se karakter, as Josef se karakter nie gegroei het nie, sou hy aan die einde van die storie die victim kaart gespeel het. En gesê het, toe sy broers daar aankom, sou hy gesê het, dis verby met julle. Ek het die krag, ek gaan julle laat doodmaak, want dis julle skuld dat ek deur al hierdie moes gegaan het. Dis julle wat het aan my gedoen het, julle het my verkoop as 'n slaaf, julle het my in die put gegooi, julle wou nie na my drome geluister het nie, dis julle skuld. Dis wat hy sou gedoen het. Maar hy gee eer aan God. En daar's 'n karaktervorming wat gebeur het in hierdie proses, tot waar hy op die ou en die eer aan God regtig waar kon gee, want hy het besef, dit gaan nie meer oor hom nie, dit gaan oor God. En in Genesis 50 vers 19 en 20 lees ons dit, waar daar staan, maar Josef sê vir hulle, moenie vir my bang wees nie, ek is nie in God se skoene om julle te straf nie. Julle het my wel kwaad aangedoen, hierdie goeders het gebeur, maar God het die kwaad wat julle gedoen het, omgekeer in iets wat goed is. Hy het deur my gesorg dat 'n groot volk oorleef. Hoor julle hoe die karakter verander? Josef het nie die victimkaart gespeel nie. En ek dink ons kyk na hierdie geloofshelde en ons kyk na hierdie ouens in die Bybel en dink, "Sjoe, dit moet lekker wees om so gebruik te word deur die Here." Dit moet lekker wees dat die Here ons kies en hierdie massive goed gebeur, maar die resep vir hulle sukses was gehoorsaamheid. Die resep vir hulle sukses was gehoorsaamheid, aanhoudende gehoorsaamheid. En die effek van hulle gehoorsaamheid is die rede hoekom ons tot vandag nog oor hierdie ouens praat. Gehoorsaamheid is 'n samestelling en die kern, die woord, die root word van daai is hoor. Dis gehoorsaamheid. Dis as gevolg van die feit dat ons God se stem en sy woord hoor, gaan dit oor in aksie, gaan dit oor in doen. Doen is die effek van gehoorsaamheid. Dis die kunsmis wat in die grond ingewerk is. Nou is my kunsmis, moet dit nie vat nie. Ek het vergeet om dit hierdie jaar op my gras te sit en ek sny te min gras, so ek is baie dankbaar ek het vergeet. Okay? Maar dis die effek wat gebeur is as jy kunsmis op jou gras sit, dan hoor jy dit groei. Amen. Jy kyk elke oggend dan sien jy, joh, ek moes al gister gras gesny het. Dis die effek van kunsmis om dit op die gras te gooi of in die bome of goed. Dis wat gebeur is, dis die effek van groei, dis 'n katalisator vir groei. Dis wat gehoorsaamheid is. Ons hoor die stem van God en dit gaan oor in aksie in. Maar ons gehoorsaamheid kan nie gebaseer word op ons motivational levels nie. En ek het vir jou net vinnige vers in Lukas 11 vers 28 wat Jesus sê, geseënd is almal wat die woord van God hoor en dit uitleef. Jesus het gesê ons gaan geseënd wees as ons gehoorsaam is. Ek het so 'n video laasweek gesien van 'n bokser met een of ander Russiese of iets naam, so ek het kan nie vir jou sê wat sy naam is nie, want ek is ook net so goed. Maar anyway, die ou sê, hy sê, I don't have motivation, I have discipline. Hy sê, motivation is temporary. Today you have motivation, tomorrow you wake up early, you don't have motivation. When I wake up early morning for training, I never have motivation, I have only discipline. Motivation is good, but discipline is better. Motivering is goed en ons almal moet gemotiveerd wees partykeer, maar dit is tydelik. Motivering gaan weer verby. Dit sweep jou op in die oomblik en jy's reg vir dit. En dan gaan jou wekker môreoggend af. Amen. Julle maak nou asof julle nie weet waarvan ek praat nie. Well done. Maar dissipline is iets anders in ons lewens. Dissipline is waar ons sê, ons gaan opstaan, maak nie saak hoe ons voel nie, maak nie saak wat nie, ek het 'n keuse gemaak, ek het voor die tyd gekies wat ek gaan doen, en ek gaan deurdruk, en ek gaan dit doen. Dis wat
Selfdissipline is, die Bybel noem dit selfbeheersing. Dis 'n vrug van die Gees. Dank die Vader dat die Heilige Gees help ons. Dis 'n vrug van die Gees. Hy help ons daarmee. Maar dis ongemaklik. Dis pynvol in die oomblik, maar dit veroorsaak groei. As ons groei, beteken dit ook daar's 'n beter toekoms. Dis stadig en soms sien ons nie altyd die vordering nie. Ons sien nie altyd die instant results nie, maar om aan te hou om die regte ding te doen, dis dissipline. En selfdissipline is 'n noodsaaklikheid tot groei. Jy kan dit nie net verby skiet nie. Dit promote growth. Dis soos daai kunsmis. Jy gooi dit uit, want is die regte ding om te doen. So hoekom is groei die effort en die dissipline werd? Wat is die rede hoekom ons wil groei? En ons kan baie antwoorde wees en dit kan baie kompleks raak, maar ek wil dit vandag eenvoudig vir jou stel. Die rede hoekom dissipline en al hierdie effort om by groei uit te kom die moeite werd is sodat ons meer soos Jesus kan lyk. Sodat ons meer soos Jesus kan wees, meer soos Jesus kan optree, to become more like Christ. Want hy is ons voorbeeld. In Romeine 8 vers 29 in die boodskapvertaling sê hy die volgende, hy sê, God het elkeen wat hy vir hom uitgesoek het, sy lewe nuut gemaak. Ons het nuwe lewens. En die ou lewe is nie meer die ding nie. Nou sê hy, nou kan hulle die beeld van sy seun weerkaats. Ons is gemaak om die beeld van Christus te weerkaats vir die res van die mense. Wanneer hulle in Christus se voetspore stap en soos hy leef, wys dit dat hulle aan God se nuwe familie behoort. Dis die punt. Om soos Jesus te lyk. Ons is gemaak om soos Jesus te lyk, meer en meer en meer en meer. Hy is die perfekte voorbeeld wat ons het. Ons kyk na Jesus en ons besef, daar's sekere goed in my lewe wat moet verander, wat nie soos Jesus lyk nie. Daar's sekere goed wat, as ek my Bybel lees, waar ek besef, oef, ouch, Here help my. En dis nie 'n judgment ding nie, dis nie die Here wat kom en jou judge om te sê, jy is nie goed genoeg, want jy maak dit nie en jy lyk nog nie soos Jesus nie. Dis God wat vir jou sê, hier is die voorbeeld, kom ons groei soontoe. Dis die hart, hy trek ons op, dis 'n invitation tot groei. En in 2026 is ons doel om te groei. En in elke aspek van ons lewens mag ons meer soos Christus lyk. Maar dit is soos 'n groot boom. Ons kyk na 'n groot boom en ons sien hierdie lekker koelte en ons sien daar's plek vir 'n swaai en is pragtig en is lekker. Maar as ons vir 'n groot boom kyk, sien ons nie noodwendig die jare en jare en jare se moeite wat dit gevat het om so groot te word nie. Ons sien nie die winters nie, ons sien nie die ou wat gesnoei het toe hy nog klein was nie, ons sien nie al die dinge nie. Ons sien net die effek van hierdie groei. Dis in die wintertye, in die tye wat dit nie noodwendig so lekker was nie, wat die wortels gegroei het. En ons karakter word ook so gevorm in die tye wat nie noodwendig altyd lekker is nie, word die wortels, die karakter word gevorm en gegroei, sodat wanneer die boom groot is en die wind en die weer en die storms van die lewe kom, dat die boom nie omgewaai word nie. Dis wanneer ons aanhou om gehoorsaam te wees aan dit wat die Here van ons verwag om te doen, wanneer ons aanhou om meer en meer soos die Christus te begin lyk, dat die effek van gehoorsaamheid maak dat ons kan staan en dat die boom groei. En wanneer ons daai hoogtes bereik, dan sal die wind kom. Die storm sal kom. En soos daai kinderkerkliedjie, die wyse man bou sy huis op die rots, nê? Want die dwaas bou sy huis op die sand. En die wind het gekom, die reën het neergeval. Weg. Maar die effek van gehoorsaamheid is ons bou ons fondasie op die rots. Wanneer die lewe kom, wanneer die storms kom,
gaan ons bly staan. Why should we endure? Hoekom moet ons aanhou gehoorsaam wees? Want Jesus is ons voorbeeld. En Jesus is die voorbeeld van gehoorsaamheid aan die Vader vir ons ook. Toe Jesus in die tuin van Getsemane was, het hy geweet wat voorlê vir hom. Hy het geweet wat kom en hy het gesê, Here, as hierdie beker by my verby kan gaan, as daar enige manier is wat ek nie deur hierdie suffering hoef te gaan nie, asseblief. Maar hy het gesê, nie my wil nie, laat U wil geskied. Here, ek gaan gehoorsaam wees, al is dit nie lekker nie. Al weet ek, daar lê goed voor wat nie great is nie. Jesus is ons voorbeeld van hierdie gehoorsaamheid. En ek wil vir jou Hebreërs 12 vers 2 in die Passion Translation lees. Hy sê, we look away from the natural realm and we focus our attention and expectation unto Jesus, who birthed faith within us and who leads us forward into faith's perfection. Dan sê hy, his example is this, because his heart was focused on the joy of knowing that you, ek en jy, would be his. He endured the agony of the cross and conquered its humiliation and now sits exalted at the right hand of the throne of God. Jesus het geweet wat voor lê. Maar Jesus het gesien wat die effek van sy gehoorsaamheid gaan wees. Jesus het geweet dat dit beteken dat ek en jy in 'n goeie, regverdige verhouding met God kan staan. Want ons was ver, maar ons is nie meer ver nie oor dat dit wat Jesus kom doen het. Hy het gekom en hy het ons naby getrek. Hy het the joy set before him. Daai joy wat ons nou hier gelees het, dis om te weet dat ek en jy by God kan wees. Dat ons nie meer ver is nie. So Jesus het na my en jou gekyk en hy het gesê, jy is die moeite werd vir my om deur daai suffering te gaan. En Jesus was nie 'n victim tot die mense se cruelty nie. Dit was sy keuse. Dit was nie die omstandighede wat hom per ongeluk in 'n ding ingedraai het en die Here dit net maar teen goeie laat meewerk vir Jesus nie. Jesus het geweet wat voor lê en hy het dit gekies sodat ek en jy naby aan God kan wees. Dis die effek van Christus se gehoorsaamheid aan die Vader, is dat ek en jy naby aan God kan wees. En oordat hy ons naby getrek het, dink ek, kan ons sê, maar Here, ek wil dan ook meer soos U lyk. Ek wil dan ook gehoorsaam wees. Miskien omdat Jesus nie op sy motiveringslevels keuses gemaak het nie, maar op dissipline, kan ek en jy ook. Kan ons sy voorbeeld volg en in die proses meer soos Jesus lyk. En net in case jy voel ek het nou 'n ander Bybel gelees as jou Bybel, wil ek vir jou verder lees in Hebreërs 12. In die Nuwe Lewende Vertaling, hier vanaf vers 5 tot 6, sê die volgende: Julle het ook vergeet van die woord van aanmoediging wat tot julle as kinders van God gerig word. God bemoedig ons ook. Hy sê, my kind, jy moet dit nie geringskat as die Here jou dissiplineer nie. Moenie ontmoedig word as hy jou aanspreek nie. Die Here dissiplineer juis die mense vir wie hy lief is. Hy tug elkeen wat hy as sy kind aanneem. God wys vir ons die areas uit wat nog nie opmeet tot by Jesus nie. En hy help ons om daaraan te werk. Dis nie 'n wys vir ons hoe sleg ons is nie. Dis 'n invitation. Dis 'n optrek na groei toe. Want Jesus is ons maatstaf. Vers 8 tot 9, Hebreërs 12 sê, as God julle nie dissiplineer soos hy met al sy kinders doen nie, is julle nie regtig sy kinders nie, maar buiteegtelik. So die feit dat God ons dissiplineer, die feit dat God ons reghelp, die feit dat God vir ons uitwys waar ons tekort kom, beteken ons is sy kinders. Hy sê ons aardse vaders het ons gedissiplineer en ons het hulle daarvoor gerespekteer. Sal ons dan nie nog veel eerder aan ons geestelike Vader onderwerp en so waarlik lewe nie. Vers 11 sê die volgende, hy sê, elke vorm van tug lyk vir ons op die oomblik meer na 'n rede vir trane as vir blydskap.
Ek dink ons 'n lekker amen wat ons hier kan gesê het, nê? Maar later sal dit vir hulle wat daardeur gedissiplineer is, 'n vredevolle oes oplewer, 'n lewe volgens die wil van God. God wys vir ons uit hoe ons meer soos Jesus kan wees. En dis nie 'n quick fix nie, maar is ons bereid om te groei? Is ons bereid om gehoorsaam te wees? Want die effek van ons gehoorsaamheid is nie instant nie. Dis gedurig deur. En ek wil vir jou in die message vertaling van hierdie Hebreërs 12, min of meer tussen vers 6 en 11, wil ek vir jou 'n paar gedeeltes lees. Hy sê, have you forgotten how good parents treat children, and that God regards you as His children? My dear child, don't shrug off God's discipline. Don't be crushed by it either. It's the child He loves that He disciplines. The child He embraces, He also corrects. God is educating you. That's why you must never drop out. He's treating you as dear children. This trouble you're in isn't punishment, it's training. It isn't punishment, it's training. The normal experience of children. Verduidelik hy sê, only irresponsible parents leave children to fend for themselves. Would you prefer an irresponsible God? We respect our own parents for training and not spoiling us, so why not embrace God's training so we can truly live? Dis nie noodwendig 'n lekker proses nie, maar die effek is groot. While we were children, our parents did what seemed best to them, but God is doing what is best for us. Die Here wonder nie of dit die beste is nie, hy weet wat die beste is vir ons. Training us to live God's holy best. 'n Lewe wat gaan eer bring aan hom. En dis my gebed om te sê, Here, kom groei my, al is die proses nie lekker nie. Here, al kom komplimenteer niemand meer hoe oulik ons is in ons pursuit vir regverdigheid nie. Here, gaan my kant doen. En dan sê hy, at the time, discipline isn't much fun. It always feels like it's going against the grain. Later, of course, it pays off big time. For it's the well-trained who find themselves mature in their relationship with God. Ek wil jou nooi om iewerster hierdie week Hebreërs 12 te gaan lees. Dis een van daai hoofstukke wat ek dink elke mens wens hy het hom nie raak gelees nie. Maar nou dat jy hom raak gelees het, mag die Here ons help. Groei is die effek van gehoorsaamheid. En my gebed vandag is eerstens vir myself, maar ook vir julle, dat ons meer soos Jesus sal lyk. Dat ons sal groei, dat ons gedissiplineerde lewens sal leef, wat nie gebaseer is op hoe gemotiveerd ons is nie, maar oor dat ons weet, dis die regte ding om te doen. En mag ons God sien in ons groeipyne. Groeipyne is nie lekker nie. En miskien van julle moet al so 70, 80, na 120 jaar toe terugdink om groeipyne te onthou. Maar jy kan dit onthou, want dit was seer. Maar as jy nie deur groeipyne gegaan het nie, het jy nie gegroei nie. Mag ons God sien en beleef in dit alles. Want hy is by ons in dit alles. Want Jesus het die prys betaal sodat ons naby kan wees.